Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Weet jy, dis elke persoon se persoonlike saak wat jy doen vandag om die Here te behaag. Maar elke persoon het 'n keuse in sy lewe. Ons het baie mooi praatjies. Lucky, welkom hier by ons. Na 'n lang tyd. Ons het elkeen ons eie redenasie oor hoe ons die skrif sien. Jy weet, terwyl ek hierdie week besig is en ek luister na 'n persoon en hy sê jy kry 'n teoretiese bediening, jy kry 'n praktiese bediening. Ek kan hierdie skrif lees en dit kan vir my teoreties bly. Jesus het sy hande die siekes gelê en hulle gesond geword. Maar ek kan die skrif vat en ek kan dit prakties maak in my lewe. Hy sê, want almal wat in my geglo het, al die dinge wat ek doen en nog meer sal hulle doen. Dan vat ek dit en ek sê, hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is, en ek gaan en ek leef dit uit. Ek maak dit 'n werklikheid in my lewe. Is 'n verandering van ek lees net die skrif en dis waar dit bly. Ek moet hierdie lewe uit praktiseer en wat ek kan glo. Ons die nuwe ding vandag se dag, as jy moet net glo, dan sal jy gered word. Maar wat moet ek net glo? Ek moet glo soos die skrif sê. Ek moet doen dit wat Christus Jesus vir my gee om te doen. Maar vir hierdie fisiese mens is dit onmoontlik. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Dis onmoontlik vir elkeen wat in hierdie gebou sit om te sê, ek doen dit wat die Here van my verwag uit myself uit. Want die skrif sê, dis hy wat in my werk om te wil werk na sy welbehaag. Ek kan uit myself niks goeds doen nie. Ek wil 'n paar skrifte vir u lees vanoggend. Ek het vir myself besluit en gesê, ek gaan vanoggend saggies praat. Probeer. Ek gaan vanoggend praat asof ek met my kinders praat, om hulle te leer. Nou, dis net moontlik sover ek myself in beheer hou. In Lukas 1 lees ons van 2 mense wat gebore gaan word. Die engel verskyn eers aan Sagaria. Toe hy aan Sagaria verskyn, jy weet, Elisabeth was al ver gevorderde ouderdom gewees. Nou as ons nou vandag se dag kyk, dan dink ons so 50, 60, is onmoontlik. Daai jare was dit baie ouer. Okay? Sy kan nie meer swanger word nie, dit is onmoontlik. En die engel verskyn aan Sagaria en sê, jou vrou gaan swanger word. Sy gaan 'n seentjie baar en jy moet hom Johannes noem. Ek wil net een vers lees, vers 15 en 16 in Johannes 1. In Lukas 1, ek vra om verskoning. Lukas 1 vers 15, hy sê, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees alreeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here, hulle God. Luister mooi. Hy gaan gevul wees met die Heilige Gees reeds van sy moeder skoot af. En wyn en sterk drank sal hy nie drink nie. En ek wil dit vat, en die begeerlikhede van die vlees gaan hy nie vervul nie, want hy's gevul met die Heilige Gees. 'n verandering in sy lewe, 'n teken dat ek gedrewe word deur die Heilige Gees, is wanneer ek by die sondaar kom, dan is daar iets in hulle wat verander. Ek wil 'n verandering doen, want die Heilige Gees bring mense tot bekering. Ek het baie maal gesê, die sondaar daar buite het nie die Heilige Gees, tot ek die skrif begin lees, en dan kom agter, die Heilige Gees is by alle mense. Want geen sondaar kan tot bekering kom, sonder die Heilige Gees. Maar dis jou keuse, of ek gehoor gaan gee aan die Heilige Gees. Ek het
So ruk terug het ek vir myself gevra, hoe hoor ek die stem van die Heilige Gees? Nou as ek nou vir my klein dogtertjie wat nou 7 jaar word, vra wat is reg en verkeerd, gaan sy vir my sê ek mag nie die nie en ek mag nie daai nie en ek mag nie steel nie, ek mag nie vloek nie, ek mag nie baie goed af sê wat sy nie mag doen nie, wat mamma haar geleer het. En as ek vir die oudste persoon nie, ek vermoed is my pa, vra wat is reg en verkeerd, gaan hy vir my alles kan opnoem wat's reg en verkeerd. Dan gaan ek vir jou vra, hoe voel jy as jy iets verkeerd doen? Ek voel skuld. OK. Daai skuldgevoel wil ek vanoggend sê is die Heilige Gees wat vir jou klop. En wanneer ek gehoorsaam raak, en dan wanneer ek skuldig voel, ek sê Here, ek gaan dit nie meer doen nie, gee ek gehoor aan die Heilige Gees, dan het ek die keuse om my te bekeer voor God. OK? So, sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik. Nou Johannes sal groot dinge en wonderlike dinge vir die Here doen, want die skrif sê so. En ons het die skrif wat ons getuig van hoe hy deur die water gegaan het en die mense gedoop het tot bekering in God. Maar Johannes getuig, hy sê, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom, wie is jy? Want hy weet, hy is 'n werker vir Christus. Hy weet God het hom die Heilige Gees gegee van sy geboorte af, wat hom leer, want die Heilige Gees leer my nie wat gaan om my nie. Hy leer my van Christus Jesus. Verstaan jy wat ek sê? Die Heilige Gees is vir ons gegee, sodat ons kan weet wat God van ons verwag. Net daarna kom die engel, 6 maande later kom die engel by Maria. Jy ken die hele skrif. Maar ek wil vir die vers 35 lees. Hy sê die engel antwoord vir haar en sê, die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. Nou kyk ek hierdie skrifte so, nou vra ek myself die vraag of die Heilige Gees, Johannes is gedoop in die Heilige Gees, of hy het die Heilige Gees van sy moeder skoot af. Nou daardie jare was die Heilige Gees net aan uitverkiesde mense gegee, as ek dit so kan sê. Want die Heilige Gees was nog nie op aarde nie, want Jesus was nog met ons. Maar die Heilige, Jesus Christus, is dit nie waaroor my in die lewe moet gaan vandag. As ek sê, ek is 'n wedergebore kind van die Here. Ongeag wie my ma en my pa is. Ongeag wat ek aangeleer het in my lewe. Ek sê baie maal ek het in die kerk groot geword en ek het baie dinge gesien, ek het baie dinge gehoor en dit verander jou mens wees. Nee, dame. My vrou het nie in die kerk groot geword nie. Nou, sy was in die sonnaskool as ek reg kan onthou. Maar toe sy haar hart vir die Here gee, kom daar 'n volkomme verandering in haar lewe. Want sy het besef, my lewe gaan nie meer oor my nie, dit gaan nie meer oor my man nie, dit gaan nie oor my kinders nie, maar dit gaan oor dit wat die Here van my verwag. Vandag kry jy baie mense wat hulle self aanstel as Christus Jesus, die Heilige. Want wat ek vir jou sê, is wet. Ek vat hierdie Bybel en ek gee vir jou 'n las wat vir jou te swaar is om te kan dra. 'n Las wat ek self nie kan dra. Verstaan my reg? Ek hamer jou op al jou verkeer. Ek hamer jou op dit wat volgens my nie reg is nie, want ek het die skrifkennis. Maar ek het laas Sondag skrif net gekwoteer of aangehaal, waar Jesus vir hierdie mense gesê het, jy wat geen sonde het, tel die eerste klip op en gooi.
Luister mooi. Johannes 8 vers 12 sê die volgende. Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Kom ons kyk gou vandag in ons eie lewe. Vergeet jou man, vergeet jou vrou, vergeet jou kinders, vergeet almal om jou. Vergeet jou ma en jou pa. Kyk in jou eie lewe. Wandel jy in die lig? Het jy die lig van hierdie wêreld in jou? Luister mooi wat sê die skrif. Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg. Hoe volg ek iemand? Ek het al gesien as ek agter iemand moet ry en ek ken nie die pad nie. Ek bly reg agter hom. So naby as moontlik. Dat iemand nie tussen ons kan indruk en ek miskien die ou wat ek volg verloor nie. Nou, my vrou het bietjie moeilikheid met my, sy my moet volg, ek ry. En sy sê, wat jaag jy, soos ek nie, ek ry net by die spoed sê. Want sy kryp staar. Ok? Sy ry soos 'n dame. Ek ry. Nou sê jy tussen die karre deur, nou. Waar is hy nou? Jesus sê, wie my volg, wie die dinge doen, wat ek hulle gee om te doen, dit beteken hulle volg my. Hulle wandel in die lig, hulle het die lig van die Here by hulle. Hoe volg ek Jesus Christus vandag? In my alledaagse lewe, wanneer ek my besig hou met die genot van hierdie wêreld. Hoe volg ek Jesus Christus vandag? As ek struikel en val oor die geringste dingetjie in die lewe wat my te nakom. Hoe volg ek Jesus Christus vandag, as ek geen oorgawe in my lewe gemaak het? Ek bestaan nie meer nie, maar Christus leef hier deur my. Ek moet Jesus Christus kan volg. Vandag het ons soveel opinies, soveel redenasies wat vir ons reg klink. Ek wil vir u net sê, daar's 'n skrif in die Bybel wat vir my sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die uiteinde is die weë van die dood. Dit help nie, ek kan vir jou die skrif quoteer, maar my lewe getuig nie daarvan, dat ek die skrif leef nie. Ek kan nie die skrif gebruik en ek kan vir Lakkie teregwys op al sy verkeerd. Jy het baie foute, né, Lakkie? Ja. Ek kan jou bakslag gee met die Bybel op al jou foute, né, Lakkie? Jy weet. Gaan dit jou verander, Lakkie? Nee. Maar ek kan vir hom Jesus Christus voorgee. Ek kan vir hom voorstel aan die seun van 'n lewende God en hy wat die mag het, wat die krag het, wat bo oor Satans mag kan lewe, is die een wat hom kan losmaak van al die verkeer in sy lewe. Het ons nie nodig om navolgers van Jesus Christus te word, om te doen net dit wat hy vir my sê om te doen nie, sodat die wêreld daar buite tot inkeer kan kom nie. My pa quoteer die skrif wat sê, as ons as aardse vaders weet, goeie dinge aan ons kinders te gee, hoeveel te meer nie die hemelse Vader nie. Wat is goed in God se oë? Onthou die skrif sê duidelik, dit wat wys is vir die wêreld, is dwaas vir God. Onthou dit, hou dit in gedagte. Dit wat vir my as mens reg lyk, is dit altyd reg vir God? Ken ek die Here in al my weë, sodat hy my paaie kan gelyk maak?
Jesus Christus, as ek sy navolger is, as ek hom volg, onthou soos ek gesê het, is hy amper bumper op bumper. Nou, ek weet nou nie toe ek jonk was, my pa kon maklik verdwaal. Jo, en as hy eers verdwaal het, dan soek ons om daar uit te kom en dis 'n nagmerrie. Nou, ongelukkig is ek sy seun. Ek kan net so maklik verdwaal. Ek ry met 'n GPS aan en ry ek verkeerd. Vra ek my vrou, hoe het ek hier uitgekom? Sy sê, jy het verkeerde afdraai gevat. Maar die GPS het gesê draai. Hy het nie gesê draai daar, hy het gesê die volgende een. En jy draai te vinnig, want ons moes nie sê en ons leef. As ek bumper aan bumper ry, met die een wat ek volg, kan ek nie verkeerd gaan. As ek stip luister na die GPS, kies my Afrikaans, weet my Engels, wat is het Afrikaans? Die navigator. Stiptelik luister en doen wat die navigator vir my sê, kan ek nie verkeerd ry nie. Want hy sê gewoonlik vir jou op die N12 in Van Reuning, ja, whatever, Van Reuningsdraai, draai daar links. Dan hoor ek links en ek draai links, maar ek het nie gegaan waar jy tot Van Reuning draai nie. Dis nou net my redenasie. So gee die skrif vir my duidelike opsommings. Wat ek moet doen en wat ek nie moet doen. As ek nie daarna luister nie, kan ek nie God kwaadlik neem vir dit wat in my lewe verkeerd gaan. Hy sê verder, Johannes 14, sê 14 vers 6. Luister wat sê hy. Jesus antwoord en sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil net so eentjie hier stil staan. Nou wonder ek hoekom is daar baie mense wat na die pastoor toe hardloop. Hardloop ons na die Here Jesus Christus toe. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê julle het die Heilige Gees. En julle het niemand nodig om julle te lei nie. Maar wanneer probleme my oorweldig, dan hardloop ek na die pastoor toe. Ons is geneig om die pastoor hoër te ag as vir God. Hy sê, gaan in jou binnekamer, ek het dit Woensdag aand vir die mense gesê. Dit wat jy in jou verborgenhede met God praat, sal hy nie openbaar vergeld. Kan die skrif lieg? Hy kan nie. Verstaan my reg, jy het pastore nodig in jou lewe, maar pastore wat deur die Gees van God gelei word. Want die skrif is duidelik wat sê, nie almal wat sê Here, Here, gaan in die koninkryk van my Vader nie, want daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die uiteinde is die weë van die dood. Was 'n persoon wat 'n liedjie sing, sê we need spirit-filled people, pastors, to preach what's right and wrong. Vandag gaan dit oor, ek wil in die gehoor gestreel word. Want almal wil hoor, ek is nie so oulik nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy besig is met die sonde en ongeregtigheid van hierdie wêreld, is jy glad nie oulik nie. Maar as jy in die vrees van die Here begin wandel, en jy sê, Here, ek soek die aangesig van 'n lewende God, tydig en ontydig in my lewe, is op die beste plek wat jy kan wees. Want God sal jou nooit teleurstel. Jy weet die mense stel teleur, ek het al pastore gesien wat al die verkeerd van hierdie wêreld doen. Dan het ek gewone kerkgangende mense gesien. Sy daar loop. Dan sien jy, daar's 'n teenwoordigheid van 'n heilige God by hom. Sê hy wat deur die mens beproef verklaar is wat by God uitverkies is nie. Maar as die man en vrou wat die God uitdien in gees en waarheid. Ek haas my. Hy sê, as julle my geken het, sou julle my Vader geken het. En van nou af ken julle hom, en het hom gesien. Hoe is ek en jy vandag? Hierdie Filippus, sê vir hulle, Jesus sê vir hulle,
as julle my gesien het, julle die Vader gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg, terwyl Jesus Christus onder hulle gewandel het, hulle sien die werke van God wat deur hom opereer. Sê hy nog steeds vir hom, toon ons die Vader en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle. En het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy dan, toon ons die Vader? My vrou sê iets wat my opval toe sy die skrif bring. Toe Jesus Christus sy pad langs kom, het daar iets so skille van sy oë afgeval. Soveel skrifgeleerdes en fariseërs het seker ook sy pad langs gekom. Soveel sogenaamde pastore het ook sy pad langs gekom. Maar dit kon nie die skille van sy oë laat afval het nie. Wat het dit hom gebaat dat hy agter die mens aangehardloop het vir soveel jaar in sy lewe? Geen waarde was daaraan gewees nie, maar toe hy by Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God uitkom, en hy 'n aanraking en 'n ontmoeting met Jesus gehad het, toe kom daar 'n verandering in sy lewe, en die skille van sy val van sy oë af, en hy kon sien. Jy het nie vanoggend 'n mens nodig om jou te leer en jou te lei nie. Jy het die skrif, jy het die profete, jy het die Heilige Gees wat die Here jou gegee het om tot bekering te kan kom. En dit is die begin wat jy nodig het. Toe Jesus Christus op aarde was, het baie aan hom geglo oor die wonders en die tekens wat hy gedoen het. Maar toe hy daar wegstap en hy begin die ware evangelie verkondig, het baie van hom af weggegaan. Ek sit vanoggend en dink, daar was op 'n stadium 70 mense, né? Soos die skrif sê, wat hom verlaat het. Hy het net 12 mense in die hele wêreld uitverkies. Daai tyd in Israel. Net 12. En een van hulle was 'n duiwel. Want die skrif moes vervul word. So uiteindelik net 11 disippels gehad. Met wie hy kon meng, met wie hy kon deel, met wie hy kon leer. En geweet het, hulle sal dit vat. Maar Jesus sê vir hulle, toe hy opvaar, Markus 16, na hy gesterf het, en hy kom op die Sabbat, Magdalena en Maria, en hulle sien die klippes weggerol, en hulle sien die liggaam van Jesus is nie daar nie. En die skrif sê met vrees het hulle daar weggegaan, en het vir niemand vertel nie, want vrees het hulle oorval. Jesus is nie daar nie. Hy leef. Hy het opgestaan. Hy is 'n werklikheid. Tog kom hierdie mense, en weet jy, dit is 'n menslike ding. Vandag so daar sê hy toe, wie was die ongelowige Thomas? Ja. Hy sê, ek sal eers glo as ek gesien het. As ek my vinger in sy wonde druk. Ongelukkig is baie mense vandag ongelowige Thomasse. Ek wil sien dit werk. Jesus het gesê, salig is julle wat geglo het, al het julle nie gesien. Ek het so ruk terug vir die gevra, wie is Jesus Christus vir jou? Ek wil dit vanoggend weer vra. Wie is Jesus Christus vir jou? Is hy die man wat vir my sondes aan die kruis gesterf het? Of is hy die Here van my lewe?
is hy die een wat in beheer is van my lewe. En nadat Jesus opgestaan het in Markus 16, gaan ek vir die vers 9 tot 20 lees, stadig deurlees. Luister mooi. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Sy het gegaan en vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe, en deur haar gesien is, luister mooi, het hulle dit nie geglo nie. Terwyl Jesus hoeveel maal in hulle midde vir hulle gesê het, ek gaan hierdie tempel afbreek en hom weer in 3 dae opbou. Hy het vir hulle geleer. Hy is nie hier om die wil van die mens te doen nie, maar om die wil van sy Vader te doen. Hy het sekerlik vir hulle gesê, ek gaan sterf vir die sonde en ongeregtigheid van hierdie mense. Hulle het gesien, toe Jesus op die berg van verheerliking was, toe is Moses daar en Elia, saam met hom. Mense wat al erg gesterwe het, hulle het dit gesien. Hulle het al die wonders en tekens gesien. Tog, nadat Jesus gesê het, hy gaan na 3 dae opstaan, het hulle dit nie op daai stadium verstaan nie. Hulle het gedink hy praat van die tempel wat met hande gebou is. OK? Hulle het daar nie geglo nie. Hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan die 2 terwyl hulle geloop het op pad in die veld. Hulle het ook dit aan die ander vertel. Maar dit het hulle ook nie geglo nie. Hulle het ook gegaan, later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hulle het, en hulle ongeloof en hartigheid van hulle, verharding van hulle harte verwyd, omdat hulle die wat na hom opstanding gesien het, nie geglo het nie. Ek gaan weer vers 14 lees. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hulle hardheid van hulle harte verwyd, omdat hulle die wat van hom na opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Weet jy wat het gebeur toe Jesus self aan hulle verskyn? Toe glo hulle. Het jy al soveel tyd in jou lewe ingesit om die aangesig van die Here te soek, dat hy self aan jou verskyn? Die skrif sê, hy wil gemeenskap met sy kinders hê. Hy wil 'n verhouding hê met elke man en elke vrou wat sê ek behoort aan die Here. En dit beteken as ek nie 'n verhouding so met hom het, dat ek hoor wanneer hy met my praat nie, het ek nie verhouding nie. Dis soos hierdie mense, hulle het geglo, Jesus is dood. Hierdie disippels, hierdie 12, 11 wat hy vertrou het, het hierdie mense nie geglo toe hulle sê hy het opgestaan nie. Maar toe Jesus self aan hulle verskyn, sy opdrag was, gaan die hele wêreld in. Leer om alles te doen. Hy sê vers 15, hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou wonder ek, hoe het hierdie mense gevoel, dat hulle nie geglo het? Toe Maria vir hulle kom sê,
Jesus het aan my verskyn in my lewe, weet jy? Nou ek is nou ongelukkig een van daai mense. Nie vir my kom, en vandag so dag glo ek baie min goed. Verstaan my reg. Want die mense sal goed sê, om gesien te word, om hulle eie beeldjie te blaas. Ek ken redelik baie goed in die lewe. En ek vra myself, hoeveel keer sê ek goed vir mense om my eie beeldjie te blaas? Maar ek kan nie die woord van God so uitdra, in Christus so oplig nie. Ek het 'n oom wat by my kom, wat kan lekker stry oor karre. Dan stry ek net so hard saam, want ek weet. Wat dink ek weet, nee Roan. Maak of ek weet, dan lyk ek nie so dom nie. Dan stry ons. Naderhand besef ek, het help nie ons stry nie, want ek gaan nie sy opinie verander. Hoeveel keer probeer ons stry oor die woord van die Here, terwyl God sê, moenie 'n stryery maak nie. Ek moet die lewe van Christus uitleef. Ek moet doen dit wat hy van my verwag. Maar is onmoontlik as ek nie eers by Jesus Christus uitgekom het en hy die skille van my oë afhaal. Ek kan vir jou bid. Vroeg in die môre, laat in die nag. Maar as jy het jouself uit nie 'n keuse maak om te sê ek wil 'n ontmoeting met Jesus Christus hê, want hy is die enigste weg, hy is die enigste waarheid, hy is die enigste een deur wie die lewe kom. Jesus Christus het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy moet alles in jou vermoë insit. Jy moet alles in jou vermoë doen sodat Jesus Christus 'n verandering in jou lewe kan doen. Toe hy aan hierdie 11 verskyn het, sê hy vir hulle, gaan die hele wêreld in. Die wat glo, sal gered word. Hoe glo ek? Ek glo Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf en dis dit, dis goed genoeg. Dis genoeg vir my. Daar's 'n liedjie wat sê dit is genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Het jy jouself al die vraag gevra, wat is goed genoeg vir Jesus Christus om te weet dat ek hom lief het? Hy sê in vers 17, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad aan doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. En nadat hy dit met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en hy het gaan sit aan die regterhand van God, skus. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig, deur die tekens wat daarop gevolg het. Ek wil afsluit met hierdie woord en vir u sê, ek kan die pastoor van die gemeente wees. Ek kan die kerkraad leier wees. Ek kan die orkesleier wees. Ek kan die een wees wat die mooiste kan sing in die kerk. Ek kan al die wonderlike dinge doen vir die kerk. Ek kan my hele lewe vir die kerk gee en alles doen wat reg is in die oë van die kerk. Maar as ek nie die Heilige Gees het wat my leer en my lei in alle waarheid nie, en as ek nie ontmoeting met Jesus Christus het en ek doen nie net dit wat hy vir my sê nie, is ek besig om my tyd te mors. Want Jesus Christus het nie gesê die kerk is die weg, die waarheid en die lewe nie. Jesus Christus het nie gesê die pastoor is die weg, die waarheid en die lewe nie. Maar Jesus Christus het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek wil vir die vra, waar lê jou prioriteite vanoggend? Is dit om die naam van die Here jou God te heilig? Is dit om die naam van jou Here God te reinig in alle omstandighede en te doen net dit wat hy vir my sê om te doen? Dan is dit op die regte plek. Maar as dit vanoggend gaan om 'n image voor te hou, dan met die Bybel onder die arm loop,
kan maar my soet aantrek. Ek kan die mooiste image voorhou. Maar as Christus nie deel is van my lewe nie, is dit alles verniet. Vra jouself vanoggend die vraag af. Lewe Jesus Christus werklik vir my en jou? Want as ek glo, hy lewe, hoekom gehoorsaam ek nie sy opdragte nie? Ek sit hierdie week en ek ondersoek goed en ek soek en ek soek. En ek kry die gedagte. Ons is baie maklik om te sê dit is Ou Testament en dit is Nuwe Testament. Ons het al baie keer gesê, ja, daardie jare was daar nie soveel misleiding gewees nie. Daardie jare was die lewe nie so streng en eng gewees en ag so moeilik en ai, die lewe is mos te vreeslik moeilik. Hierdie Bybel leer my, God is gister, vandag, tot in aller ewigheid dieselfde. Sy ja, bly sy ja. Sy nee, bly sy nee. Wil jy God sien? Wil jy saam met Jesus Christus aan die tafel sit? In die lewe hierna? Tyd geword om jou woord by jou daad te sit. As jy glo, lewe sodat die wêreld daar buite kan sien. Jy lewe volgens God se woord. Tot sover in sy woord. Amen. Hoe lank nog? Ons is bereid om aan te gaan met ons lewe. Hoe lank nog? Die genot van hierdie wêreld lyk lekker. Maar dit is tydelik. Jesus Christus is die enigste een wat jou volkome verandering in jou gedagtes en jou dade kan gee. Maar weet jy wat? Ek het dit baie maal gesê en ek wil dit vandag weer sê. God wat ek kan bid, is 'n gentleman. Hy fors homself op niemand af nie. Maar hy staan en hy wag, en as jy kies om hom te dien, is hy gereed om jou uit die katters uit te haal, en jou op 'n platform te sit, wat vir jou te hoog is om by te kom. Die keuse lê vanoggend in elkeen van ons hande. En as ek sê Jesus Christus lewe, kom met ons lewe asof hy lewe. Amen. Kom ons staan, gaan ek my ma vra vir ons die dienste vandag. Ons wil vanmôre vir U dankie sê, dat ons hier by mekaar kon wees. Dis werklik. Ek wil vir U dankie sê vir die woord wat uitgegaan het. Ons vra dat U dit vir ons sal, Here, laat ons dit in ons harte bære, en dat ons sal kan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Ek wil vra dat U saam met elkeen sal wees, soos ons hier uit mekaar uitgaan, en dat U ons weer op U bestemde tyd by mekaar sal bring. Ek vra vir U naam sonder amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.